Goeiemôre, wat 'n voorreg om saam met jou op 'n pragtige sonnaandoggend te kan kuier by ons lekker warm. 'n Mooi sonskyndag en ja, dit is tyd om die vakansie is hier. Jy kan sommer agterkom, die mense is in 'n rustige by. Almal is sommer net heel gechill. Hoe gaan dit met jou? Hoe was jou week en hoe het die dinge geloop by die werk en by die huis? Is jy al op vakansie? Is jy nog by die werk? Gaan jy weg? Ek kan net hierso alles reg kry. Ek dink alles is reg. Ek kan net hierso kyk, verskoon my. Ek dink is reg. Na so 'n jaar dan het 'n ou 'n ruskansie nodig en 'n bietjie breek nodig. Hoeveel dinge het gebeur net nie in hierdie jaar dat jy voel, "Sjoe, dit was onnodig dat hierdie goed op my pad gekom het." Maar weet jy wat? Jy's deur dit en jy's hier. Jy's amper aan die einde. Ek is opgewonde om vir jou te sê dat 2026 vir jou baie goeie dinge gaan inhou. En hoekom sê ek dit? Is ek 'n doemprofeet? Nee. Ek glo die woord van God. Ek hou vas aan die woord van God. En God se woord is ja en dis amen. En God het vir jou en my in stoor mooi. God het vir jou en my in stoor sy seëninge en sy teenwoordigheid. Mag jy vanoggend sommer net saam op TikTok en op Facebook en dan ook op YouTube die teenwoordigheid van die Here geniet. En vanoggend gaan ek oor 'n tema praat wat ek dink nodig is. Mense het 'n paar keer hierdie jaar al oor in die rigting gepraat en jy weet hierdie onderwerp aangeraak. Hoe staan ek op wanneer die lewe my platgeslaan het en swak? Dis hoe ek voel vandag, Stef. Ja, dan het jy nodig om vanoggend se woord te hoor. En as jy nog in die bed lê, drink jy koffie en geniet vanoggend se sessie. As jy al klaar gestap het met die honde, jy's terug en jy sit sommer net rustig, luister so vir die volgende 45 minute na die sessie en ja, ek het 'n besige dag. Ek het net nou nog aanlyn konsultasie met iemand in Hong Kong. Môre en Dinsdag. Hierdie tyd wat mense maar begin oorlaai is en nodig het om net hulle harte oop te maak en te deel. En weet jy wat vir my so mooi is dat jy weet, mens kan met iemand praat en jy kan deel. En ek wil jou uitnooi ook vanoggend, hoe wonderlik is dit om met die Here te kan praat. En as dit vir jou voel dat dit nie genoeg is nie, reik uit na iemand toe ook, maar die regte persoon. Jy weet, en gesels, maak jou hart oop, sodat jy weet, daar vrede kan inkom. Vanoggend gaan ek 2 Korintiërs 11 aanraak, as jy weet, jou Bybel het, kan jy daarna gaan kyk. Ek gaan net so ligtig deur dit gaan. Maar as jy nog nie op ons groep is nie, Karen en Renier op Facebook en Ivan en Elmarie plaas my nommer op TikTok en dan natuurlik Romeine 8 vers 8 tot 39. Gaan lees daai stuk in jou eie tyd en vanoggend wil ek werklik waar sommer maar net met jou deel wat op my hart is en ek glo ook sommer vanoggend dat die Here homself aan jou ook gaan openbaar en dat dit jou gaan stig. Here, wat 'n voorreg dat ons vanoggend sommer net stil kan word voor U. Stil en bewus kan word van die glorie en die almag. U het ons gedra in 2025. En ons wil dankie sê vanoggend dat al die dinge hoe erg gelyk en al was dinge hoe swaar. Here, U het ons gedra. U is vir ons goed en vanoggend wil ek dankie sê, Here, dat U wat gister, vandag tot in die ewigheid dieselfde is, nooit verander nie, ook in die nou oomblik is. En nou is my gebed vir haar en vir hom, om vanoggend ook sommer net te hoor wat U vir hulle wil sê. Dankie vanoggend dat ons weet, ons krag is in U, ons sterkte is in U, en U is ons oorwinning, en U is ons vrede, en U is ons deurbraak. Meets nou dit vir my geval op lieflike plekke. En vanoggend wil ek dankie sê. Dankie Abba Vader vir 'n voorreg wat ons het om so op 'n pragtige dag om net U teenwoordigheid te kan kom nader en te kom geniet wat U vir ons in stoor het in Jesus se naam. Platgeslaan en swak,
Dis wie ek is, sê jy vanoggend. Jy sê vir my, Stef, ja. Man, ek gaan deur dinge. Die spreekwoord lei die lewe is nie net maanskyn en rose nie. En ek glo elkeen van u wat vanoggend luister, en waar jy nou luister, kan dit sê, daar is tye in die lewe waar dit voel of jy nie meer verder kan nie, waar jy voel dat jou lewe, dat die dinge in die lewe jou flenters geslaan het, en tye waar jy as ware plat geslaan, en op die vloer lê, en voel, dat jy nie kan aangaan nie, en jy sê vanoggend, dit is waar ek is in my lewe. Moenie tou opgooi nie. Ek wil vir jou sê, Paulus leer ons vandag, dat ons ten spyte van al hierdie teenslae moet opstaan. En ek moet vir jou sê, as daar iemand is wat kan praat van aanslae en teenslae, dan is dit ek. Ek ken soveel mense wat elke keer opgestaan het, al voel dit het jou plat geslaan. Dit is nie die einde van die wêreld nie. Wat verstaan ek en jy, ons, as ons sê dat die lewe iemand plat geslaan het? Wel, plat geslaan is nie as jy oor hindernisse of ligte klippe struikel nie. Dit is wanneer 'n buitefaktor, en hoor my vanoggend, uit die bloute jou 'n opstopper gee en jou skoon uitbou. Het dit hierdie jaar gebeur? Dalk tans in jou lewe. Ons praat nie oor wanneer jy jou eie probleme veroorsaak nie. Alles wat jy gewen het, het jy in een oomblik verloor, en met uitgewerkte gereedskap probeer om weer alles terug aan mekaar te sit. Om weer te probeer met die bietjie wat jy oor het, 'n bestaan te maak en weer op te kan staan. En die probleem is om weer alles terug te kry. Ek het geleer dat baie dinge jy nooit weer terug sal kry nie. Baie dinge moet gebeur soos dit gebeur, al voel dit in die oomblik nie so nie. En dat jy elke senuwee probleem forceer probeer om nou maar weer aan te gaan, en alles van jou sê hier binnekant, in jou hart en in jou lewe, hou op, maar dit is iets in jou wat sê, gaan aan. Ek wil vir jou sê wat vanoggend wil opgee, vandag wil opgee, gaan aan. Nog 'n ronde, nog 'n tree. Jy het kinders, jy het kleinkinders, jy het 'n lewe wat voor jou lê, en God gee vir jou en my die vermoë, deur die Heilige Gees, krag om aan te gaan. Jy gaan nie lê nie. Hierdie is jou oomblik. Jy gaan opstaan. Dit is daardie plat geslaandheid wat ek vandag wil aanspreek. Wat gebeur? As jy boer is en daar is nie water nie. Ek het gehoor van 'n boer wat vertel het dat hy flenters geslaan is met droogte. Daar is nie water nie, Stef. As jy 'n pa of 'n ma is, wie 'n kind moes gaan uitken in 'n lijkhuis. Ek was by baie families, waar ek saam met hulle moes instap in 'n lijkhuis. Baie families het my gevra het, ons sien nie kans nie, sal jy instap, en ons seun gaan uitken. As jy 'n kind is wat moet toekyk hoe jou pa of jou ma hulle dooddrink, as jou kind met kanker gediagnoseer is, of jou broer of jou familie, as jy 'n besigheid het en iewerste was daar onder is, en daar loop jou besigheid deur en die versekering betaal nie uit nie. Jou huis brand af, jy verloor al daai kosbare besittings. Ewe skielik gekonfronteer word dat jy het terminaal 'n siekte. As jou besigheid dalk deur 'n kollega of deur iemand onder jou uitgesteel is. As jou swaar verdiende pensioengeld in 'n groot gat verdwyn
en die adviseur trek sy skouer op, en jy het alles verloor. As jy hoor, dat jou lewensmaat of jou pasmaat, jou vrou of jou man, vir iemand anders te lief is. Hoor jy wat ek vanoggend vir jou sê? As jy die afgelope Vrydag gehoor het dat jy het jou werk verloor. Pastoor, ek is retrench. Het iemand vir my Vrydag aand gestuur in 'n boodskap. 2 jaar voor my aftrede. Hoe staan ek weer op? En hoe gee ek weer 'n treukie vorentoe? En jy sê dalk, Stef, my kinders het my vergeet. Hoe staan jy op en gee weer daardie eerste treukie nadat jou man dood is? En 'n besigheid moet aangaan. En jy is alleen ma, moet kyk hoe jou kinders moet kop bo water hou. As jy platgeslaan is mense hoop bietjie daarmee heen. Dit voel so. En jou lewe skeer uit mekaar. Jy het gehoop op 'n sekere geprodukteerde toekoms en dan skielik word hierdie mat onder jou uitgeruk. Jy kan nie meer saam met daardie persoon oud word nie. Jou plaas word van jou weggevat. Jy verloor jou kar, jy verloor jou huis, jy verloor jou besigheid. Jy het gehoop dat jou besigheid jou by 'n plek sal bring dat jy finansiëel vry sou kom en jy het gehoop dat jou pensioen veilig is en jy het gehoop dat die plaas vir jou 'n inkomste gaan inbring en 'n goeie oes. Jy het gehoop en gedink dat jy gaan oud word en jy gaan jou kleinkinders sien groot word. Karen lees vir my gister 'n stuk van 'n vrou en 'n man wat van Nelspruit af Kaap toe gevlieg het, blykbaar Vrydag, of ja, ek dink Vrydag en blykbaar, jy weet, geland op die lughawe en wou Vredendal toe waar hulle kleinkind verjaar en op pad daan toe by 'n interseksie is hulle aangeval en die vrou is doodgesteek. Die probleem is dat jou hoop weggaan wanneer jy platgeslaan is. As jy opstaan, kan jy nie sonder hoop opstaan nie. Daar is een ding wat ek besef het, wat mense weer laat opstaan. Dit is daardie spesifieke geloof, dat jy weet nie hoe nie, maar jy weet daar is 'n toekoms. Hoop is daardie ding, om vir jou en my te sê, daar is lewe na enige iets. Daar is lewe na enige iets. Ek wil vir u sê, terwyl u ingeskakel is, daar is 'n funksie op jou foon wat jy kan druk om nie al die geskryf te sien wat mense daarop plaas nie, want partykeer is dit irriterend, want jy wil graag luister en nou wil baie saam sommer preek ook. En elke wil 'n eiertjie lê en hoor hoe gaan dit by tant Marie se kombuis en daai tant Gawie of oom Gawie se liddoring. Jy is nie lus daarvoor nie, druk daai funksie op jou foon en dit verwyder al hierdie geskrywery op die foon. Kom ons hoor wat die Here vanoggend vir ons wil sê en hou op sommer maar net klomp goed tik. Partykeer moet ons hoor wat die Here vir ons wil sê en bietjie stil word en ek glo vanoggend is dalk hierdie 'n sessie dat jy daai keyboard moet neersit, die knoppies los en luister. Wat is daardie ding om te sê daar is lewe na enige iets. En as jy nie daardie geloof het nie, dan staan mense net nie meer op nie. Dan bly mense lê. So sonder hoop is die lewe hopeloos. Maar dit wat jou ook weer laat opstaan,
is daardie hoop wat jy het nadat jy platgeslaan is. Is daar 'n stukkie hoop wat oorbly en vir jou sê, ek gaan oorleef? Ek weet nog nie, hoekom nie Stefan? Hoe staan ek weer op? Die grootste ooreenkoms by mense wat deur sulke situasies gaan, is dat wanneer jy op daardie punt in jou lewe kom, jy onmiddellik skadebeheer moet doen. Jy wat nou luister, jy wat met dinge deel, jy wat nou deur 'n storm is, jy voel jy's deur die haal geslaan, is om op te staan en skadebeheer toe te pas. As daardie dinge met jou gebeur het, moet jy oorleef. Jy moet aangaan. Jy het nie 'n keuse nie, jy moet opstaan en vorentoe beweeg. Dis wat die lewe van ons vra. En jy moet opstaan, jy kan nie funksioneer. En ek wil vanoggend vir jou sê, jy kan nie, ek en Karen het gister eksamens geskryf tot gisteraand 11:00 en Vrydag ook. En in dit het ek weer so bewus geword van daai emosionele bagasie wat mense het. Daai emosionele seer. Dinge wat gebeur wat mense pap slaan en moeg maak. En jy's hier in die einde van die jaar wat alles moet rustig raak, voel dit of dinge net te veel is. Dit voel net of alles net te veel raak. En dit is nodig dat God vanoggend by jou en my kom stil staan om vir jou en my ook te sê, maar dit het tyd geword dat jy na dit kyk en sien en nie roekeloos raak nie, maar nugter hieroor ding en ook op my wag. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, jy gaan nie kan funksioneer sonder God se krag nie. En dan wil ek vir jou sê, as daardie dinge met jou gebeur, natuurlik moet jy oorleef, jy moet die stukke weer optel en jy moet die bloed stop. So jou eerste stap wat jy moet doen vanoggend en terwyl jy na my luister, na wat ook al gebeur het in 2025 en tans gebeur het, jy moet skadebeheer toepas. En tweedens skryf vir jou 'n grondhouding. En as ek sê grondhouding, dan wil ek vir jou sê, kry weer geloof dat jy glo daar is lewe na enige iets. Mense wat oorleef is mense wat glo dat daar lewe is na enige iets. Paulus is 'n getuie hiervan. Dit was nie maklik vir hom nie, tog het Paulus onwrikbaar onder moeilike omstandighede bly glo. En dit is vir my en jou juis 'n voorbeeld om te kan volg. Niks kan God se aardse eiendom ooit van hom skei nie. Jy behoort aan God. Jy's kosbaar vir God. Geen dood, geen gevaar of slegte gebeure kan ons losruk uit God se hand uit nie. Hoor wat ek vanoggend vir jou sê. Vir tyd en ewigheid het hy hom aan jou en aan my verbind. Dit is jou troos. Dit is my troos vandag. Wanneer dit lyk of ons nie toetse van die lewe slaag nie. Hy is nie afwesig as die golwe oor ons gebreek het in hierdie laaste jaar of tans oor ons breek en dit lyk of die vloedwaters ons gaan wegspoel nie. God is by ons tot aan die uiteinde van die aarde. Daarom is ons altyd naby aan hom omdat ons in Christus geanker is. Vanoggend wil ek vir jou sê dis waar jou en my hoop is. Niks in hierdie lewe kan jou en my skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus is nie. Niks nie. Dit is die evangelie. Dis die blye boodskap. Romeine 8 is 'n anker, is my anker en moet jou anker wees in hierdie tyd en niks kan my skei van die liefde van Christus nie. Uiteraard moet jy jou emosies onder beheer kry. Hierdie hartseer en hierdie woede se energie gaan ek, en jy moet 'n besluit neem, gaan ek omskep en gebruik
om in my toekoms in te gaan, om in 2026 in te gaan. Ek gaan nie dat hierdie mislukte besigheid, hierdie mislukte huwelik my terughou nie, maar ek gaan vat dat God het vir my iets in store vir 2026 en dit wat op my tafel is, dit kan ek gebruik. So daai eerste en tweede stap is so belangrik. En dan het ek besef dat die derde stap is om her te besin. Ek begin planne maak om uit hierdie krisis uit te stap. Moenie net jou planne herbesin nie. Jy moet jou, en dit was wat ek moes doen in hierdie jaar. En dis 'n groot stap. Dis om jou spesifieke lewenshouding herbedink. Moet ek nie dalk begin om 'n verskil in die gemeenskap te maak nie. Ek moet dalk opstaan en 'n stap neem om vorentoe te gaan, want niks gaan verander as ek nie opstaan nie. Ek moet my lewensdoel herbedink. En vanoggend weet ek dat God ook by jou kom stil staan om vir jou te sê, dit het tyd geword, dat jy herbesin oor waar jy is, wie jy is. Weet jy wat? Weet jy hoekom gee mense op? Hoekom raak mense moeg en geïrriteerd met mekaar? Is omdat hulle dinge doen wat hulle nie moet doen nie. Besig raak met goed wat hulle nie meer besig moet wees nie. Is dit 'n goeie plan of is dit God se plan? En ek wil jou vra vanoggend wat luister. Jy kan nie 2026 deurbeweeg en bereik wat jy moet bereik en staande bly en jy het besig gewees met goeie planne in plaas van God se planne. En in my lewe het baie goed nie gewerk nie, want vir my was dit goeie planne, maar dit was nie God se plan nie. Herbesin vanoggend. Anders gaan jy pap en moeg en geïrriteerd wees. Jy gaan mense wegstoot in jou lewe en jy gaan mense seermaak. En jy gaan hulle verloor. Omdat jy besig geraak het met goed wat jy nie meer besig moes wees nie. Vierdens, moet ek hierdie nuwe planne begin implementeer in my lewe. Jy moet terugkom op die veld en dalk het jy vir 'n lang ruk as gevolg van seer en pyn en dinge langs die baan gesit en vanoggend wil ek vir jou sê om weer op die veld te kom. Jy moet op daardie perd klim wat jou afgegooi het, anders te gaan jy nooit weer kan voortgaan nie. So jy moet aksie begin neem vanoggend. Jy moet weer aksie neem oor situasie en al is daardie stappe nie meer 'n 10-jaar plan nie, jou 10-jaar plan word 'n 10-tree plan, maar dit is nog steeds 'n plan. Sê dit spesifiek vir jouself dat dit is die eerste stappe wat ek vandag moet neem om 'n sukses van my toekoms en die nou oomblik te kan maak, om weer op die veld te kan kom. As iemand sê van wat gaat hy aan op TikTok, ek weet nie van wat hy praat nie, ek is besig om te bedien. Vanoggend is God besig om met jou en my te praat. Ek sien nou, ons is af op TikTok, dis nou sleg. Hulle kan maar net op Facebook kom, ek gaan dit nou daar plaas. Wanneer dit gebeur, is mense gewoonlik beter af. Wanneer hulle by daai plek kan kom, om weer op te staan en aan te meld vir die lewe. Ek wil vanoggend vir jou sê, jy floreer beter op 'n ander vlak, nadat jy plat geslaan is. Jy kyk en sien dinge anderste.
En na so 'n tydperk moet jy terugkyk en soek na die lesse wat jy geleer het. Want jy leer om jou prioriteite reg te kry. En vanoggend is dit wat God vir jou en my wil sê. Jy leer om sin in jou lewe te kry. En ek wil vanoggend vir jou sê, dit het tyd geword dat jy weer opstaan. Dit het tyd geword dat jy die oë in die lewe kyk. Dit het tyd geword dat jy weer begin lag, dat jy die lewe begin geniet. Dalk verloor jy van jou vriende, maar jy ontdek vriende wat jy weet waaroor dit regtig gaan en aankom. Ek kies lewe. Ek kies oorwinning. Ek wil vanoggend vir jou sê, daar's 'n paar stappe wat jy moet neem om weer op die veld te kom. Om weer in hierdie dag en môre en aand in jou wedloop weer deel te kan neem. Wat vra dit van jou? Wat vra dit van my? Wel, ons wat in die spore van Jesus leef, dit vra meer sensitiwiteit. Dit vra dat ek gaan stil staan by daardie persoon wat platgeslaan is. Sjoe, wat sê jy vir my? Ja, dit vra dat jy by jouself gaan stil staan. Dit vra dat ek afbuk, dat ek self op my hurke gaan en selfs langs daardie persoon gaan sit, my hand uitsteek en daai persoon ophelp. En as dit ek is, dat ek gaan neerkniel en opstaan, God soek. So wanneer 'n rugby speler sy maat ophelp wat 'n harde tydslag van 'n opponent gekry het, sê nou maar ons die rand het in jou vasgehardloop. Man, ek wil vir jou sê, dan gaan jy dit voel. Om op te kan staan. Maar dan is daar in die ander hand die Here se hand. Die Here se hand. Die Here wat sy hand na Paulus toe uitgesteek het, so ook kom die Here en hy steek sy hand na my en jou uit. En God praat vanoggend met jou en met my. Ek wil net hier kyk wat hier aangaan. God praat vanoggend en God herinner ons. Daar's my hand. Ons Here wat reën skenk terwyl doemprofete oor en oor sê damme gaan leeg wees en daar's 'n sekere tyd wat ons deurgaan, weerkundiges wat van die begin af van, kan jy onthou, 'n paar jaar gelede die Kaap gesê het dat daai spesifieke jaar gesê het dat hulle selfs nie die weerpatrone verstaan nie en dat die Kaap 'n dag 0 gaan bereik. Maak julle reg vir dag 0. Die seisoen verander drasties. Die reënpatroon is besig om te verander in 'n kwessie van 'n week. Toe is die damme vol. En wat gebeur? Die Here maak die sluise van die hemel oop. Damme het weer begin volloop, waterbeperkings is afgeskaal. En daar waar jy nou is, waar dit droog is, weet ek, in 'n oomblik, soos wat ons in Gauteng beleef en ervaar het hierdie laaste maand, bid ek en spreek ek dit ook oor daai grondgebied uit. En hulle het geleer om water te spaar, daai mense. Hulle het geleer om na hoeke te gaan en kanne vol te maak. Hulle het geleer om hulle prioriteite agter mekaar te kry. Hulle het planne begin maak, watertanks geïnstalleer en reënwater begin oes. En ewe skielik was sommige se watertanks sulke boepense gewees vol water. Maar hulle moes geleer het om die Here weer te vertrou. En vanoggend, vandag, moet jy weer leer om die Here te vertrou. Om die Heilige Gees vaste plek in jou lewe te gee.
om niks as vanselfsprekend te aanvaar nie, alles is genade. Terwyl hy droogte in die Kaapland was, hy het geleer om elke dag 'n lewe te leef, waarin hulle swak is, sodat die Here hulle krag kon gee, om deur dinge te kon gaan. Ek en jy het niks om in oor te roem nie. Hulle het geleer om dankbaar te wees, om elke dag al die eer aan die lewende God te gee. Mense het kerke vol gesit en gebid vir reën. En die Here het almal verras. Die reën het geval soos genadewater. Dis kom ek en jy hier is vandag. Dis kom jy ingeskakel is om vandag te hoor, dat niks jou kan skei van die liefde van Jesus nie. Daar is net een maatstaf, en dit is of Christus verkondig word, al gaan dinge nie altyd soos ek en jy graag wil hê dit moet gaan nie. God werk op vreemde maniere. Hy werk in swakheid. Sy genade is bedoel vir swak mense, soos ons, wat bereid is om hulle paar talente mee te werk. Afgesien van sigbare resultate wat dit opgelewer het. Juis wanneer ek en jy swak is, dan is hy sterk. Jy voel uitgebal. Jy voel vanoggend platgeslaan. Jy voel jou energie is getap. Hoe staan ek op wanneer die lewe my platgeslaan het? Wel, baie keer is ons haastig. Baie keer praat ons te vinnig en sê ons te vinnig dinge. Kom ek jy word stil voor God. Vat en hoor wat God vanoggend vir ons sê. Dankie dat ek kan aantree vanoggend, Here. Aantree vanoggend met die wete, U gee my krag om weer op die veld te gaan. U omvou haar en hom wat luister met krag. Dankie vir perspektief. Dankie vir leiding deur die Heilige Gees. U is 'n waarmaker van die woord. Dankie vir die krag. Here, en hier waar sy sit en waar hy sit, rig hulle weer op. Dankie dat ons skadebeheer toepas. Dankie dat ons weer in die geloof opstaan. Here, dankie dat ons vanoggend, vandag besef wie ons is in Christus Jesus. U is vir ons genoeg. En nou bid ek vir haar en hom, vir hulle deurbraak, oorwinning, dat hy en sy sal opstaan, grondgebied sal terugneem, nie sal terugkyk na die seer nie, maar uit dit lesse sal leer, en inbeweeg, in 'n nuwe seisoen, wat U vir haar en hom instoor het. Dankie, Here, vir liefde, vir genade. Dankie dat U tyd het vir ons. En ook so empatie en simpatie in ons bestaan. Seën hom, seën haar. Is my gebed in Jesus se naam. Amen.
Kyk uit om vanaand 8:00 saam met jou te kuier en share hierdie boodskap en hoe staan ek op wanneer lewe my plat geslaan het. En jy voel plat geslaan, jy voel swak, glo vanoggend het God ook met jou gepraat. Haal diep asem, herbesin, wys my Here. Jou situasie definieer nie wie jy is, wat jy insit nie. Jy is meer as dit. Kyk uit om julle vanaand 8:00 weer so saam te sien. Goedheid en guns en baie blessings vir julle. Geniet julle dag. God bless.